Hartlike goeiemôre en baie welkom hier op ons heel laaste episode van die jaar 2025 hier op Skool Kompas. Jy kuier saam met Driekus Viljoen en saam met my in die ateljee is die hoof daarvan Study Express, meneer Martin Botha. Martin, baie welkom en baie dankie vir jou tyd. Dankie Driekus, dankie vir die geleentheid. Dis lekker om hier te kan kuier weer. Die heel laaste episode van die jaar voordat ons bietjie gaan vakansie hou. Kan jy glo, hier is ons nou. Hier is ons nou gelyktydig. Hoor jy, vertel ons voordat ons 'n bietjie in diepte ingaan oor Study Express. Gee ons net weer so 'n bietjie 'n terugkyk van waar Study Express vandaan gekom het en hoekom Potch? Ja. Ag Driekus, so ek dink die visie is maar gebore uit ek self het my skoolgeloopbaan begin by regtig 'n goeie staatskoolinstansie. Maar ja, ek dink daar was iets in my belewenis daarvan wat ek op 'n stadium gevoel het, ja, maar ek het gesit met tussen 36 en 46 kinders in 'n klas en jy het 39 minute en jy het 'n hart, 'n bedieningshart om by kinders uit te kom en regtig by hulle harte uit te kom, maar baie keer voel dit asof dis, jy weet, voor jou oë uitgevee het die klok gelei en jy weet daar's klomp kinders wat jy moet probeer manage en dit het net vir my gevoel die tyd vlieg en jy kom nie by almal uit nie. En toe is daar 'n geleentheid wat oopgegaan het of geleentheid wat ek aangegryp het om te sê maar kom ons maak 'n privaat Christenskool oop. En om eerlik te wees, ons het eers gemik George se kant toe, daar lekker see en berge. En so toe op pad nog om dit te registreer, het ek baie duidelik die dag ervaar die Here sê nee, Potch. Ons moet in Potch begin. En so het ons toe die gehoorsaam gewees en Potch toe gekom en die skool begin en ons het ons beleid gestruktureer rondom nie meer as 12 kinders in 'n klas nie. En 12 kinders in 'n klas spesifiek vir disippelskap, soos die 12 disippels. En ons het gevoel deur dit kan ons 'n manier tot onderwys benader en kinders bereik baie meer op 'n individuele vlak en 'n baie nouer pad saamstap. So ons het 2015 Potch toe getrek, ek en my vrou en my kiddies, en 2016 toe ons begin. Van daar af groei dit en ek dink meeste van alles wat groei is die testimonies, die kinders wie se lewens as ons agterna opvolg en hoor, dan is daar wonderlike dinge om te kan hoor van dit wat die kinders bereik en so dit is nou 'n bietjie meer as 9 jaar later. 9 jaar, ja. So het jy begin as skoolhoof daar en dan uit jou gewone pos uit skoolhoof. Hoe het jy dit ervaar? Intens, hoor. Intens. So ek was regtig gebless. Die skool waar ek begin het by die Hoërskool Wagbos was fantastiese bestuur en hulle het my baie geleentheid en blootstelling gegee in terme van hulle manier van bestuur en skoolbestuur en so. So ek's baie dankbaar vir daai geleenthede en daai blootstelling. Maar dis een ding om dit te hoor, dis 'n ander ding om te gaan en dit te moet gaan toepas. Gaan doen, ja. En ek dink soos wat baie sakemanne weet, dis 'n ander ding om jou eie besigheid te begin. So om soms na die spreadsheets te kyk en jy sien rooi syfertjies en jy weet nie hoe gaan jy dit omgedop kry nie. Maar ja, deur gebed en geloof en wonderlike gemeenskap van mense is hierdie realiteit goed aan die gang. Maar dit was 'n intense tyd. Intens. En so lekker soos wat dit is om, ek wil sê, sekere boksies te breek en te challenge, beteken dit ook jy moet beleid skryf en jy weet mooi wetgewing dophou en sekere dinge om jouself, jy weet, dop te hou en seker te maak jy reguleer dat jy binne die wet bly en dat jy binne goeie beginsels van onderrig bly. Jy wil nie net uittak en mal dinge doen nie. So maar ja, weens ek dink dit wat ons nou sien en
dit wat ons monitor in terme van kinders se akademiese vordering, maar ook, jy weet, hulle geestelike emosionele groei, is iets wat ons, my en my personeel baie opgewonde maak. Hoeveel personeellede het julle tans? So ons is tans 16 onderwyspersoneel en dan 2 voltydse administratiewe personeel en dan het ons 'n span van skoonmakers en tuin en onderhoud persone wat ons help. En dit is nou van graad R of graad 1? Ons het van graad dubbel R. Dubbel R? Ja, graad dubbel R regdeur tot by matriek, ja. Tot matriek? Ja. En dit is lekker vir die personeel ook om daar skool te hou. Moet sulke min kindertjies. Ek hoor so, hulle sê vir my so, ek glo so, maar ja, nee, ons het regtig 'n lekker span dinamika en ja, vir ons is eenheid in personeel regtig crucial. Ek glo die woord is baie duidelik oor dat jy weet waar ons as 'n eenheid en gesamentlik die pad saamstap, dat die Here dit seën. En ja, so is dit vir ons baie belangrik. En dis wat ons beleef is goeie ons praat gewoonlik van ons Study Express familie. Is vir ons personeel om regtig daar te wees vir mekaar. Spesifiek ons het 'n buddy stelsel waar personeel 2-2 opgedeel word en die idee daarvan, soos as jy gaan scuba duik, is jou buddy is daar om te check en te wys is jy okay, jy weet, is jy okay. So daai buddy stelsel is juist daar om seker te maak maar jy swem nie alleen nie. Jy weet jy het 'n span mense en jy voel daai omgee en ondersteuning, want ons wat in onderwys is, weet, daar's tye wat jy nagte om merk of jy weet uitdagings het in die klas of wat ook al. Ek meen dit is deel van die journey, maar vir dit het jy 'n gemeenskap om jou nodig om dit, jy weet, om jou te help deur dit en ondersteun, ja. Hoorie nou, wat is Study Express se lese? So ons visie slogan is we're not aiming for easy, we're aiming for life-changing and we're offering it to you. So daai is iets regtig waarna ons streef, soos ek vroeër gesê, die testimonies. Dis nie om die maklike uitweg te vind nie. Selfs met 12 kinders in 'n klas. Sekere aspekte van klasbestuur is definitief makliker in terme van gedrag. Maar daar's ander dinge wat meer intens is, want jy's baie one-to-one gefokus met die kind. So dis 'n intense, intieme pad met 'n kind en die ouers. Maar daar's huge waarde daarin. En dan in terme van ons skoolwapen, haal ons skrif vanuit Romeine 8 wat sê dit we are more than conquerors. More than conquerors, ja. Ja, dit is awesome. Sê gou vir my, wat se kurrikulum volg julle? Drieke, so ons volg die CAPS kurrikulum. Maar ek lag, iemand wat so 'n wyle terug by ons kom kuier het gesê dis CAPS op steroids. Sê ek like dit. Dankie vir die kompliment. So ons gebruik definitief CAPS. So ons matrikulante se matrieksertifikaat is dan in lyn, of dis die Umolusi sertifikaat. Ek dink soos wat meeste van ons land se matrikulante ontvang. Maar ons sif dit ook. Daar is ruimte binne CAPS eintlik binne die beleide wat ons personeel eintlik, jy weet, instruksie kry om te sê oor jy moet dit gaan sif. Dit wat die inhoud is, as dit nie in lyn is met Bybelse waardes, dan moet dit vervang word met iets wat nog steeds voldoen aan CAPS se beleid, maar vervang die inhoud met iets wat nog meer belangrik is in terme van Bybelse waardes. So ons personeel doen dit, en dan het ons ook, ek dink, 'n unieke benadering waarna ons konstant werk, so integrasie van vakke, en 'n paar ander dinge wat ons ingebou het in daai aanbieding om, ek dink, net die kinders uit te daag om byvoorbeeld nie net die teorie
jy weet, te probeer in die kop kry nie, daai papegaai leer. Ons wil juist die kinders uitdaag met hoe raak ons prakties? Jy weet, hoe gee ons vir hulle die geleentheid om dit te gaan navors, verder te ontdek, jy weet, daai discovery learning, om met dit te werk. Hoe kan hulle dit vervang of verander in 'n projek? So geleenthede om iets te bou wat relevant is tot daai tema. So op so 'n manier is probeer ons hulle nie net engage met die teorie nie, maar om hulle te kry om die vaardighede beter te kry. Ek dink dit is een van die goed wat ons bly beklemtoon. Dis nie kennis wat die kind nodig het nie, dis die vaardigheid wat hulle moet beter kry. En so is ons konstant besig om te sê hoe doen ons dit beter? Hoe verbeter ons lees met begrip? Jy weet, oor die algemeen, want ek dink dit is iets wat almal van praat is, jy weet, die baie keer die sukkel van kinders om te lees met begrip, al hoe meer. So hoe inkorporeer ons dit in ons programme, in ons leerprogramme, om meer van dit te sien. En ons sien enorme groei in die kinders se vaardighede as dit kom by jou teorievakke, omdat ons die lees met begrip, jy weet, so aanspreek en uitoefen, sien ons regtig 'n verbetering in daai komponente, ja. Sure. Ek wil nou 'n vraagie vra. As jy het nou gesê as dit sekere goeders nie in lyn is met die Christelike waardes nie. Sê nou in matriek, is daar 'n boek of 'n gedig of iets wat hulle moet leer en dit is nie in lyn met julle stelsel nie. Wat doen julle dan? Yes, daar is 'n great vraag. So daar is sekere goed wat jy weet, is 'n set work, hy moet gedoen word vir jou om jou eindeksamen te skryf. So dit weet ons onderwysers hulle moet doen, maar gelukkig hier graad 10, 11 en 12 is daar al ek wil sê blootstelling aan die wêreldse konsepte. So ons sien dit eerder dan as 'n geleentheid vir die onderwyser om te sê, ek wil die wêreld sê so, jy weet, 'n sekulêre benadering sê so, maar ons as Christene, hoe verstaan ons hierdie? En is 'n awesome tyd vir ons om te engage met hulle in gesprekke. En ek meen, dit is net 'n ander manier van leer weer, is om debat te kan hou of jy weet, hulle te laat gaan navorsing doen en terug te kom. So hulle is nog steeds besig met daai tema. Maar die groter vraag is nie net aanvaar jy omdat dit uit hierdie boek uitkom, maar om hulle uit te daag om te sê, maar vra jy die regte vrae? Jy weet, die wêreld gaan baie dinge aan jou kant gooi. Ja. Maar wat 'n onderskeid het jy? Wat 'n vrae, kritiese vrae vra jy om te onderskei tussen dit wat lewe en dood is? Jy weet, dit wat vir jou vrede bring en dit wat vir jou verwarring bring. So dit is 'n groot deel dan van ons FET, ons graad 10, 11 en 12 onderwysers se proses, is om daai onderskeid en daai groot volwasse gesprekke te hê met die kinders. Ja. En dan as mens nou so praat van die vakke, integreer julle Christendom omtrent in al die vakke wat julle aanbied. Ja. Soos 'n wiskunde, dan is daar ietsie wat te doen het met dit. Vertel ons 'n bietjie, hoe implementeer julle dit? Ja, graag. So ons het graag die gesprek ook met nuwe ouers om te sê, weet net dat vir ons om te sê, jy weet, ons is 'n Christenskool, beteken nie net 'n halfuur opening in registerperiode of hoe ook al nie. Vir ons is dit dis geïntegreer. Die onderwyser kan en word aangemoedig om enige tyd in enige klas 'n geleentheid, 'n gap te sien vir hom te sê, ja, maar deur hierdie is die evangelie nog verder geopenbaar. So natuurwetenskappe is 'n lekker een in terme van om altyd God se skepingsmag te kan deel en te kan uitwys. En jy weet, konsepte wat partykeer God se skepingsmag of sy intensies partykeer half probeer uitskuif en sê, maar hier's mos nou logika. Ja. En om te sê, maar is die Bybel waarheid, is dit nie waarheid, en weer daai gesprekke te engage. Geskiedenis is ook 'n lekker vak, want jy kan weer teruggaan in mense geskiedenis, maar jy kan sê, maar wat kan ons leer hieruit? Wat se waardes
kon toegepas geword het. En geografie natuurlik weer eens, die aarde, die vorming daarvan. Wiskunde is altyd 'n interessante een, maar gelukkig ons junior en senior wiskundeonderwysers is baie lief vir evangelie dien en bedien. So hulle sien sommer enige geleentheid. Al kom dit nie eens neer op somme nie om net daai gesprekke te kan hê. Tale ook, jy weet, die gesprek oor integrasie om byvoorbeeld te sê, maar ons moet 'n begripstoets doen. Vat die Bybel, vat 'n gedeelte uit die Bybel uit en sê okay, ek maak 'n afskrif van hierdie gedeelte uit Samuel en nou gaan jy die nouns, verbs, adjectives wat ook al gaan vind of ons gaan bietjie 'n speech doen hieroor of wat ook al die geval mag wees. So dis wonderlik om te sien hoe elkeen binne sy kundigheid, sy vak en gaan soek vir geleentheid om te engage. Binne tegnologie, een van die juffrouens wat gesê het, okay, ons gaan die armor of God gaan ons bou. So toe die klomp kleintjies nou dit gemaak uit karton en allerlei goed as een van hulle projekte wat daai handvaardighede en daai kreatiewe denke, jy weet, vorentoe gebring het, maar einde van die dag toe hulle dit aantrek en kon verduidelik wat is dit, jy weet, daai helm van verlossing en te kan verduidelik wat elkeen van daai komponente nie net wat dit is nie, maar prakties hoe jy dit toepas in jou lewe, hoe jy dit inbid. Dit is mooi, dit is lekker om te sien. Ja, nee, interessant. Sê gou vir my, julle die onderwysers wat daar skool gee. Dis as mense nou kan sê dis normale onderwysers wat aansoek doen ook dan by julle en dan sê hulle vir hulle voor die tyd, onthou, dit is Christendom kom eerste en dan eintlik akademie of hoe verduidelik jy vir 'n normale onderwyser as hy wil aansoek doen by Study Express? Hy gaan so 'n bietjie moet verander. Ja, as ek dit reg vra. Ja. Verstaan jy dit? Ja, so ek gaan sommer dalk bietjie stout wees om te sê daar is nie normale onderwysers nie, daar's net spesiale onderwysers. Okay, spesiale onderwysers. Ja, daar's sy. So dit is so in die onderhoud is dit deel van die vrae is ook dan stellings wat ons, jy weet, seker maak dat hulle verstaan, dat elke personeel het voordat hulle by die kontrak uitkom en ja sê op daai kontrak, dat hulle verstaan hier is die vereistes, dat jy is verantwoordelik nie net vir die teorie volgens die handboek oordra nie, maar jy moet daai discernment, ek en jy wat in onderwys is, weet, ons is loco parentis, jy weet, jy's in the place of the parent, so jy het 'n verantwoordelikheid om as 'n ouer op te tree. Maar as 'n ouer, vra ek dan myself ook, wat is God se verwagting van my? En ek dink enige onderwyser vra hopelik daai vraag van wat is God se verwagting van my? Met hierdie kinders hier voor my, wat is sy verwagting van my? En so maak ons dit ook vas in die onderhoudproses, dat hulle verstaan, maar hier is nie net ja sê vir die kontrak nie, hier is ja sê vir die bediening, vir die roeping, en ons maak dit baie duidelik, dat vir ons is dit 'n bediening, dis 'n voltydse bediening, ja. En daar geld presies so vir die leerders ook, as hulle aansoek doen om skool te gaan by Study Express, sê vir hulle, right, dit is hoe dit werk, en dit is hoe dit loop. Ja, dit is nog moeilik om vir die kinders te verduidelik, dis 'n bediening, hulle moet nog 'n paar dinge leer in die lewe. So, ek meen ons kinders is normale kinders. Ek dink partykeer lees mens hoor mense Christenskool en dink jy gaan nou aankom en al die kindertjies het 'n halo en vlekkies en sulke goeters, jy weet. Ek het altyd so gehoop. Ja, skietstrikkers. Ja, groot teleurstelling vandag. Ons werk soontoe, ons bid vir dit, maar in 'n geval. Maar dit geld nie net by julle nie. Dit geld by enige skool. Ja. Ek het so gehoop daar's engelvlekkies daar tussen in. Ons hou aan bid en hoop. So maar ek meen dit is so, dit is in die kontrak ingebou. Ons stipuleer baie duidelik wat is die skool se waardes, want ek dink die belangrikste samewerking, ja, jy die onderwyser met die kind, maar waarskynlik die belangrikste samewerking is tussen die ouer en die onderwyser. Want die kind word gevorm.
obviously ons almal word gevorm, maar die kind is daar vir vorming. En ons moet engage saam met die ouers rondom hoe daai pad lyk. En vir dit om te kan geskied, moet ons saamstem op watse waardes baseer ons hierdie pad. So ons kontrak stipuleer baie duidelik waar baseer ons waardes en dit haal ons dan die Bybel aan. Want ek glo die Bybel is die fondasie, is die standaard. Jy weet, ons menslike opinies skuif vinnig. Jy weet wanneer dit my pas of nie pas nie. Maar ek glo die Bybel is 'n vaste fondasie. So ons gebruik daai waardes om mekaar te herinner, maar hoor hierso volgens hierdie waardes, volgens hierdie beginsels, is dan 'n veilige omgewing vir die kind om groot te word. En baie keer gaan hulle vingers brand of kop stamp, maar dis nog steeds 'n veilige omgee disippelskappad wat ons stap met die kind, om tot die bes van ons vermoë saam met die ouers, hulle te guide, te begelei, na hulle toekoms toe, na dit wat hulle roeping is, en dat hulle besef, dit gaan nie net oor sukses soos wat die wêreld dit definieer. Ja. Sukses is nou 'n lang slap kar en lekker geld in die sak, maar dat sukses gaan oor om jou roeping te identifiseer, om te weet wie jy is, en om daai roeping en identiteit in Christus dan te kan uitleef. Dit is 'n suksesverhaal. Okay, nou wil ek jy bietjie net terug in okay, jy's nou 9 jaar hoof. Jy kom uit, ek gaan nie sê 'n gewone hoërskool nie, maar jy kom uit 'n hoërskool uit waar dinge nie so moet loop nie. Hoe het jy op daai pad gekom dat jy op daai pad bly en nie weer kan wegskram nie? Ja. Ja, ek dink dit is nogals moeilik om uit 'n milieu uit te kom en dan heeltemal iets anderster en jy moet daarby hou, laat jy nie die ander pad vat nie. Hoe het jy dit reg gekry? Ja, dis nog 'n goeie vraag. Ek dink die goeie ding is wanneer jy visie vasmaak, dan veral met 'n skool, het jy mense wat inkoop as gevolg van die visie. Okay. En gewoonlik, jou aanvanklike mense wat inkoop, is ingekoop as gevolg van die visie, as gevolg van dit wat jy mik om te bereik. En hulle is dan ook gewoonlik baie goeie barometers van dit jou volgende stappe. So ek het vroeër genoem, ek glo regtig 'n groot deel van die sukses is 'n gemeenskap van gelowiges wat ingekoop het tot hierdie visie en saam gebid het en ondersteun het, en jy weet daar's tawwe tye om dit te kon groei tot op hierdie punt. En soos wat jy groei, is daar ook volgende geleenthede om jouself in check te hou. Het jy mense, gemeenskap van gelowiges, nie mense wat net opinies rondgooi nie, maar mense wat regtig ingebed in erns gaan journey daaroor, en dan lief genoeg is vir jou om vir jou te sê nie dit wat jy wil hoor nie, maar dit wat jy weet dit waarin die Here wil hê moet voortgaan. So het ons 'n gemeenskap van mense wat ingekoop het en betrokke was, jy weet, regdeur. En elke keer wat jy by daai volgende stappie kom, om seker te maak en in te check, okay, maar hoe lyk dit en wat is die effek daarvan? Jy weet, wat is die effek van hierdie besluit op dit wat ons visie is? En gelukkig, omdat ons mekaar die hele tyd in check hou, om te sê, maar wat is die visie? Want as jy die visie, jy weet, voor oë hou, dan beweeg jy gelukkig in 'n rigting, maar as wanneer jy begin aandag gee aan die goed om jou, wat jy maklik begin, jy weet, afdwaal in 'n ding, en dan kort voor lank, dan kan jy nie meer lekker onthou wat was jou visie nie, want jy het 'n kort pad of 'n lekker pad of 'n makliker pad aangegryp. Okay. Maar ek gaan vir jou 'n paar vragies vra. Dalk het ons al van hulle beantwoord, maar kom ons kyk. Maar wat beteken dit vir jou en vir jou skool om hierdie Christelike opvoedingsinstansie te hê tot en met 2025 van waar jy begin het? Ja, Driekus, soos ek vroeër genoem het van die getuienisse, jy weet, die testimonies, om dit te kan hoor. Ek dink vir my en die personeel wat al deel was en kon hoor daai terugvoer van kinders wie se lewens verander het op soveel verskillende maniere, en families wie se lewens geïmpakteer is, en personeel ook. Jy weet, daar's personeel wat
deur verskillende dinge gaan en as gevolg van 'n geloofsgemeenskap wat saam met hulle daai pad gestap het om te hoor wat se impak dit gehad het. Ja, so dis nie die kinders nie, dis die onnies ook. Ja. Wow. So dis great. Ek dink dit alles is waar ons dan daai vervulling vind. Jy weet jy voel daai fulfillment in dit wat ek doen. Is dit die impak wat dit gehad het in daai lewe, ja. Sure. Maar hoe verseker julle dat Christus se waarde sigbaar is in julle alledaagse kultuur? Jy het nou so 'n bietjie genoem van die vakke, maar hoe is dit dat dit duidelik sigbaar is? Ja. Jong, daai's 'n moeilike een. Okay. Ek dink daai's 'n moeilike een ten alle tye. Ek dink vir enige gelowige, want jy probeer sensitief wees vir, jy weet, wat getrou wees tot die woord se leiding, die Bybel se leiding, maar jy weet sensitief vir Heilige Gees wat jy ook soms challenge om te sê, hoorie, hier is nie nou die tyd vir 'n standaard antwoord nie. Hierdie kind het nou gebed nodig. Of partykeer om saam met 'n ouer te sit en te sê, maar kom ons of 'n personeel te sê, hoorie, ek het nie vir jou eenvoudige antwoorde. Ek meen mense gaan deur soveel goed. En ek dink ons is ook al hoe meer besig, nê? En in dit dink ek ons as mense mis mekaar baie. Jy weet in die verbyhardloop, daar's nie tyd vir stop en regtig. Jy weet dis, hoe gaan dit met jou en die default is nie goed met jou. Ja. Maar om te stop en te sê, maar gaan dit regtig goed? Ja. Kom sit gou by my. Kan ek saam met jou bid oor iets? En ek dink daai sensitiwiteit is baie keer waar dan kom die trane uit om te sê, okay, ek voel nie eintlik so goed nie. Goed, ja. En daai masker van jou, dit gaan goed. Ja. En dan dit gaan goed. Tot iemand uiteindelik vir jou, soos jy sê, gaan dit regtig goed met jou en dan is dit so, ja. So ek dink dis tricky om te sê, want is nie jy weet in elke dag is daar sekere goed wat ek kan sê hierdie word geïntegreer of so. Yes, ja. Maar ek sal sê die groter oomblikke is daai oomblik van kan ek bid saam met jou, jy weet, of partykeer dis awesome hoe van die kinders, jy weet, sal mekaar bystaan of ondersteun of sulke dinge is mooi. En ek dink die eenvoud daarvan is dat ons nederig bly. Jy weet, ons is almal onvolmaakte mense. En ons het 'n journey as ons dit aanvaar. En ons verstaan dat daar's net een wat volmaak is en perfek is. En as ons daagliks na hom toe kan kyk en hom kan raad vra van hoe ons hierdie beter kan doen. Hy was die enigste volmaakte leraar en selfs hy toe sy disippels na hom toe kom en sê goeie leraar, toe stop hulle. Hy het hulle so 'n onderbreking gesê, daar's net een goed. Net een wat goed is en dit is die Vader. En ek dink mag ons ook so, jy weet, aanhou net na hom te kyk en sê daar's net een wat goed is en dis die Vader. Ja. Sjoe. Kom ons gaan gou 'n bietjie oor hier is 'n vraagie wat ek jou wil vra oor ek net gou so 'n bietjie soek. Ja, onderwys in die tyd van AI en Google. Vertel ons 'n bietjie van baie mense vra, hoekom moet kinders nog leer as Google alles weet? Ja. Dis 'n gevaarlike vraag, ja. Man, Driekus, ek dink dit is wonderlik. Die feit dat dit wat jy wil leer, kan jy leer. Jy hoef nie meer as jy eers is en daar is nie iemand wat jy kan leer hoe om die bongo drums te speel nie, dan kan jy op YouTube dit gaan soek. Of as jy nie weet hoe om 'n app te maak nie, dan kan jy AI vra. En dis wonderlik. Maar ek dink die gevaar daarin is ons leer nie noodwendig diepte nie. Ons leer nie noodwendig probleemoplossings nie. Jy weet, kennis, dit is goed en wel om te sê, hoorie sommer Google is net daar, maar jy weet nie wat jy nie weet nie. Dit klink nou amper soos die teenoorgestelde van Driekus Du Plessis, maar jy weet nie wat jy nie weet nie. So jy gaan nie met kundige oë regtig Google kan benader en kan sif of filtreer, want jy het nie die kundigheid om te weet hoe om daarna te kyk nie. So ja, ons stel die kinders by Study Express, stel ons hulle bloot aan
Ons leer hulle ICT vaardighede. So ons leer hulle hoe om Google Sheets, Google Slides, Google Word te gebruik, hoe om dit te share, hoe om dit in 'n presentation te gebruik, hoe om daar's coding en robotics klasse. So daar's definitief daai geleentheid vir blootstelling. Maar ons klem is nog steeds die vaardigheid. En in my beskeie opinie, Google en AI gaan hulle nie die vaardigheid leer van hoe om dit in alledaagse lewe noodwendig toe te pas. Bedoelende daai kennis. Ek glo vir dit hoort jy iemand hê wat langs jou en saam met jou die pad stap om te sê, hoorie so maar, dis goed, maar hoe pas ons hierdie kennis toe op 'n manier wat iets goeds beteken vir iemand? Ja. Want dis waar die disippelskap lê. Is jy kom langs daai persoon, jy sê maar kom ek stap 'n pad saam met jou. En kom ons praat bietjie oor hoe lyk hierdie uitleef daarvan. Want jy kan wonderlike goed doen, maar waar lê jou waardes? Hoekom doen jy die ding wat jy doen? En ek dink as ons oorgelaat word aan ons eie opinie en ons eie wil, is dit 'n gevaarlike ding. Jy weet die hart is bedrieglik bo alle dinge, sê die Bybel. So ek dink daar's definitief plek vir AI en definitief plek vir Google en definitief plek vir om daai tools te gebruik, maar ek dink ons moet onthou dit is 'n tool. Sou jy vir 'n kind 'n hamer gee wanneer hy nie gereed is om 'n hamer te gebruik nie? Sou jy vir hom 'n grinder of 'n circular saw gee? Nee, jy sou nie, want hy gaan homself skade aandoen. Ja. En ek glo hierdie is binne dieselfde raamwerk. Ek sou nie aanbeveel dat kinders net losgelaat word sonder dat daar nie iemand, 'n volwassene is met goeie waardes, goeie intensies wat kyk na die kind en sê maar ek align met Jeremia 29 om te sê, for I know the plans that I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans for a hope and a future. As so volwassene langs die kind beweeg om te sê, die Here het 'n plan met jou lewe en ek wil jou ondersteun om by dit uit te kom, dan is daar 'n gesonde verhouding, want daai persoon se belangstelling is nie vir hulle self nie. Ja. En hulle laat nie die kind net oor aan hulle eie wil nie. Ja. Sjoe. Wat bly die menslike rol? Ja, wat bly die menslike rol wat geen masjien kan vervang nie? Ek dink dit is presies dit. Ja. Ek dink dit is connection, is verhouding. Ja. Dis interessant. Toe Maria hoor sy swanger, toe het sy gehoor maar die naam is Immanuel. Dis die eerste naam wat sy gehoor het, is sy naam is Immanuel en dit beteken God met ons, God in ons midde. En ek glo dit is waar daai blessing is mense saam. Ek meen die kerk beteken daai woord ekklesia beteken die samekoms van gelowiges. En dit sê vir my dat as God sê dit is sy bruid, dan is dit omdat daar waar daai eenheid is in hom, eenheid is in sy gees, eenheid is in Immanuel, dan is dit waar daai liefde dit uitspruit. So Psalm 133 sê, behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity, for God commands the blessing, life forevermore. So dis nie ewigheidslewe soos eendag as jy doodgaan. Dit praat van hier waar ek en jy saam in hom kan saam bid en saam kan deel oor die testimony van dit wat in jou lewe aangaan. Waar ons so kan kerk hou, is daar blessing en daai blessing is lewe. Jy weet, Christus wat gekom het en gesê het, die vyand het gekom to steal, to kill and to destroy, but I have come to give you life and life in abundance. Daai life in abundance, is ek oortuig, is sy kerk wat in eenheid stap. Want daar's 'n enorme blessing, 'n enorme vrede en vreugde van wanneer ons bymekaar kom en deel oor sy oorwinnings van ons lewens. Daar's net iets special daarin, ja. Ja. Wat is volgens jou die ware doel
van onderwys in 'n moderne kits-inrigting wêreld? Daai moderne kits-inligting wêreld. Wêreld, ja. Ek weet amper nie, wat is die gevaarliker gedeelte, die kits of die inligting? Ja, daai kits-inligting, dit is oef. Want ek dink algemeen is die kits is beklemtoon nie net in die inligting Ja, nie, ja. maar hoe ons alles benader. Jy Yes. weet, dit moet nou so gebeur. Ja, So ek dink regtig onderwys weens dit kom terug op disippelskap. Jy weet, Christus het sy disippels gekies en na hom toe geroep en hulle het hom geken as rabbi wat beteken teacher, teacher, ja. nê? Interessant, Dawid het in die stad Jerusalem het hy priesters geallokeer en gesê gaan uit in die strate en gaan leer die mense God se woord. Hoe awesome is dit? Hy het klaar 'n onderwysstelsel opgestel om te sê nee, julle gaan nie net bly hier in die tabernakel nie. Julle gaan uit in die strate en julle gaan teachers wees. En dan om te sien hoe Christus kom as 'n rabbi en dan hoe hy sy disippels oplei en dan sê hy, okay, nou gaan julle uit en teach the nations. En ek dink dit is waarvoor ons geroep is in die onderwys. En ek dink die onderwys se uitdagings is juis so 'n mooi blueprint van dis hoe bediening lyk. Maar as ons onsself nie align met die teacher of teachers, die prins van vrede, as ons nie align met hom nie, en ons hoor nie by hom hoe daai hart lyk nie, dan is dit taaf. Ek meen, onthou sy pad het sy eie uitdagings gehad. Soms mense se beskuldigings, soms mense se teleurstellings, soms sy disippels wat aanjaag en nie luister nie. En hoeveel van dit klink soos jy weet in onderwys. Jy weet, baie keer kinders wat 'n uitdaging is, baie keer onder kollegas, waar ons onmin het en ons sorteer dit nie uit nie. Ja, En dit veroorsaak net die mees ongemaklike situasie van wanneer dit, jy weet, koffietyd is in die personeelkamer, sorg jy kry jou koffie en dan moet jy uit wanneer dit my beurt is, jy weet, want ons moet mekaar vermy. En ek dink dit is waarvoor ons geroep is nie. En ek glo vas dat onderwys se doel en roeping is daai disippelskap pad. Nie net met ons en die kind nie, maar as 'n gemeenskap. Alright. Wat is jou droom vir elke leerder wat die skool verlaat op hulle matriekjaar? Wat is jou droom vir hulle? Sjoe. Ja. Ek dink my droom is eerstens dat hulle nie streef na dit wat mense of die media of die TV jy weet, hulle probeer laat dink dis hoe jy moet wees, dis wie jy moet wees en dis wat jy moet bereik. Ek dink daar's baie leerders wat skool klaar maak en soveel depressie beleef, want hulle voel I have to live up to that. Jy weet, en dis die hele tyd daai vergelyking en ek val tekort in dit wat van my verwag word. Maar om eerder skool klaar te maak en te weet my identiteit, my roeping is uniek en ek gaan dit uitleef volgens dit waarvoor ek geroep is, want dit gaan 'n impak maak. Ek is 'n unieke skepping en ek is onder my Skepper. So daar my krag is nie net uit ek nie. Jy weet, Sagaria 3 sê not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. So vir elke kind om te weet, maar ek kan challenges gaan face soos Dawid en ek hoef nie bang te wees vir Goliat nie, want ek weet waar my krag vandaan kom. Ek weet waar my hulp vandaan kom. Ek weet waar my hoop vandaan kom. Ek weet waar my geloof gevestig is. En dit kan nie by my gesteel word nie. En ek dink enige kind wat kan skool klaarmaak met 'n verstaan van hierdie is wie ek is en wie ek is in hom toegesluit. Dit kan nie by my weggeneem word nie. En nommer 2, hierdie is my roeping en my roeping is gemaak om die wêreld te verander. Al is die wêreld wat dit verander is een individu op 'n slag.
dit verander die wêreld en hoe hy dit beleef. Daai individu, dit verander hoe hy die wêreld beleef. Dan dink ek is daar vrede en vreugde vir elkeen. Ja. Vir elkeen, ja. Hoor jy, is daar dalk ietsie wat ek gemis het wat jy graag nog wil die kykers mee deel? Wat op jou hart is? Ja, ag Driekus, ek dink ek bid. Ek wil net deel dat ons bid vir elke familie om regtig ook in daai wysheid te kan stap en beleef. Ek deel graag met die ouers by ons skool, maar ek voel een van die moeilikste beroepe is ouerskap. Elke kind, ek meen as jy 1, 2 of 3 of 4 kinders, hoe ook al veel kinders jy het, elkeen van hulle het hulle eie roeping. En baie keer as ouer voel jy, ja, maar hoe kom ek by hulle uit en hoe help ek hulle? En net om hulle te bemoedig dat jou kind het 'n spesifieke roeping en hy het 'n skepper, hy of sy het 'n skepper wat so omgee vir wie hulle is en vir dit waarvoor hulle geroep is. En ja, ek dink vir die ouers en die kinders om te weet dat in ons tekortskiet kan ons kyk na hom vir hoop en vir hulp en ons hoort dit te doen en ek dink ek wil net ouers bemoedig in die pad, want daar is baie tye wat ons net voel ek weet nie hoe om te help nie, ek weet nie wat om volgende te doen nie, en partykeer is dit die beste plek in die oomblik is om net te stop en te sê, Vader, Skepper, help my, leer my, wat bid ek, wat doen ek, wat verander ek hier, en as ons gehoorsaam is aan daai stem, dan glo ek gaan ons regtig sukses in ons familie sien en beleef. Ag, great. Oor die as hulle dalk kykers is wat hulle kinders graag Study Express toe wil bring, waar kan hulle julle in die hande kry of hoe maak hulle? Ja, so hulle is welkom op ons webtuiste te kyk, www.studyexpress.co.za, of hulle kan ons 'n e-pos stuur, ons inligting is op Google. Op Google? Ja, jy kan Google en dit is ook op Google Maps waar ons is. Ja? So hulle is welkom by ons kantore te draai, te kom kyk, of 'n aansoekvorm daar te kry. Ons het aansoekvorms ook op ons webtuiste. So daar's 'n klompie inligting vir as ouers op die webtuiste wil gaan kyk of by ons wil inbel en meer wil weet. Is daar nog plek? In van die grade. In van die grade, ja. In van die grade, ja. Ag, hoorie, maar baie dankie vir jou tyd. Die tyd het ons nou ingehaal. Sterkte vorentoe, dis amper vakansie. Maar mag julle drome hoog vlieg en mag 2026 net great wees. Dankie Driekus, dankie vir jou. Ek waardeer jou tyd, baie seën vir jou en jou familie. Dankie. En ook the go-to guy en die families en dan die families wat kyk en ja, mag dit 'n besonderse tyd wees. Ag, dankie. Maar die laaste wat ek wil sê, ek wil net vir Study Express sê op die lig, dankie vir die borgskap vir die baadjies wat julle 413 cricketers gegee het. Dit word regtig waardeer. So die hele Potchefstroom, die hele wêreld moet Dankie. Dankie Study Express. Maar baie dankie Martin. Dankie Driekus. Ja, sê dankie. Ja, dit was Driekus vir die op die laaste episode hier op Skoolkompas vir 2025. Mag elkeen van julle 'n wonderlike Kersfees hê en 'n voorspoedige nuwe jaar. En as alles goed gaan, sien ons mekaar jaar 2026, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Bye bye.